Vandag praat ons oor iets wat nie altyd die opskrifte haal nie. Dit is nie die nuutste neiging nie. Dit gaan nie viraal nie. Maar is altyd daar. Onder die geraas, onder die spoed. Dit is die stille krag van stadige verandering. Welkom by Môre onder die soeklig. Kom ons begin met 'n oomblik in tyd. Stel jou voor jy staan in 'n woud. Oral om jou toring bome bo jou uit. Voëls fladder deur die blare dak. En die aarde onder jou voete is ryk aan dekades, miskien eeue se gevalle blare. Niks lyk asof dit beweeg nie. Maar onder die oppervlak verander alles. Wortels brei uit, grond ontwikkel, klein mikrobes is hard in die werk. Dis hoe stadige verandering werk. Dit kondig homself nie aan nie, maar is konstant en dis kragtig. In toekomsdenke fokus ons dikwels op ontwrigtende veranderinge, skielike verskywings, opkomende tegnologieë, krisisse en deurbrake. Dit maak sin. Ontwrigtings vereis aandag, maar daar is ook 'n soort verandering waaraan ons aandag moet gee, die soort wat oor jare, selfs dekades ontvou, die soort wat ons beetpak, nie omdat dit onsigbaar was nie, maar omdat dit nie noukeurig genoeg dopgehou is nie. Kom ons neem 'n paar werklike voorbeelde. In die middel 1990s was gesprekke oor klimaatsverandering grootliks beperk tot wetenskaplikes, beleidskenners en af en toe 'n dokumentêr. Dit was daar, maar stil. Met verloop van tyd deur aktivisme, opvoeding en toenemende bewyse het die gesprek verander. Dit het nie oornag gebeur nie. Dit het generasies geneem. Nou is volhoubaarheid 'n tema in direksiekamers, klaskamers en etenstafelgesprekke. Of oorweeg geslagrolle. In dele van die wêreld het die idees oor manlikheid, vroulikheid, familie en identiteit dramaties ontwikkel, maar stadig. Hierdie verskywings was nie die gevolg van 'n enkele wet of beweging nie. Hulle is oor dekades gelaag gedebatteer, teruggestoot en uitgebrei. Selfs tegnologie, dikwels die plakkaatkind vir vinnige verandering, het stadige dimensies. Die slimfoon byvoorbeeld, het nie net eendag opgedaag en alles verander nie. Dit is opgebou op dekades van stadige fundamentele vooruitgang, miniaturisering van stroombane, vooruitgang in batterylewe, draadlose kommunikasie-infrastruktuur en gebruikerskoppelvlak ontwerp. Elkeen hiervan het tyd geneem, maar saam het hulle iets transformerend gebou. So hoekom maak stadige verandering saak in toekomswerk? Omdat dit ons geduld leer en perspektief. Wanneer ons net na die volgende ontwrigting kyk, loop ons die risiko om die subtiele verskywings wat reeds aan die gang is mis te loop. Stadige verandering wys in houdings, in gewoontes, in stories wat ons vir onsself vertel. Dit wys in die data wat kruip eerder as styg. En dit lê dikwels die grondslag vir groter, vinnige verskywings wat kom. Toekomsdenkers gebruik 'n instrument genaamd horisonskandering, 'n manier om vroeë seine van die verandering raak te sien. Sommige seine is hard en voor die hand liggend, maar ander, hulle is fluisteringe. 'n Beleidsverandering in 'n klein stad, 'n taalverskywing in 'n nuwe generasie, 'n ontwerp-eksperiment wat verander hoe mense in gemeenskap met voorwerpe omgang. Hierdie stadige seine is net so belangrik, soms meer so, want die tyd dat stadige veranderings duidelik word, is dikwels reeds ingebed. So, watter stadige verandering sien ons dalk vandag oor die hoof? Miskien is die opkoms van sorgwerk as 'n sentrale maatskaplike waarde, wat ons teen alle koste weg van produktiwiteit beweeg. Miskien is dit die groeiende verskywing na gedesentraliseerde regering, waar plaaslike stemme meer gewig dra as nasionale narratiewe. Miskien is die stadige hergeboorte van vertroue in die gemeenskap na jare van digitale ontkoppeling. Nie alle stadige veranderings is natuurlik positief nie. Sommige, soos kruipende autoritarisme of die normalisering van die waarnemingsindustrie, gebeur geleidelik en gevaarlik. Die punt is om hulle vroeg raak te sien. So, wat kan ons met hierdie bewustheid doen? Ons kan beter luister, lees tussen die opskrifte, kyk na die data wat nie vinnig verander nie en vra hoekom. Ons kan tyd belê in die opbou van waardes en wêreldbeskouings, nie net in tegnologie nie. En miskien die belangrikste, ons kan onsself daaraan herinner, dat die bou van 'n toekoms nie altyd oor ontwrigting gaan nie, maar dit gaan ook oor die tendens van lang stadige boë. Soos die futurist Stephen Brandt eens gesê het, beskawing is besig om homself in 'n patologiese kort aandagspan te verander.
Maar sommige van die mees betekenisvolle transformasies gebeur nie in die haas nie. Hulle gebeur in die stilte, stadige doelbewuste laag van een keuse op 'n ander, een storie op 'n ander. Vir die wegneem idee, vandag nooi ons jou uit om 'n pouse te neem, om na die wêreld te kyk, nie net wat nuut is nie, maar wat stilweg word. Want in 'n raserige wêreld praat die toekoms dikwels in 'n fluistering. Dankie dat jy geluister het na Môre in die Soeklig. Ek is Rian van Vuren, jou gasheer. En tot volgende keer, bly nuuskierig, bly gegrond en hou aan vorentoe kyk.